Wat doen jy wanneer iemand jou seer gemaak het en hulle sê nooit vir jou jammer nie? Hulle het jou verraai, hulle het jou verwerp, hulle het agter jou rug van jou gepraat of hulle het iets gedoen wat jou diep seer gemaak het. En al wat jy eintlik wou hoor was, ek weet wat ek gedoen het, ek weet ek het jou seer gemaak en ek is baie jammer dat ek jou seer gemaak het. Maar wat as daardie woorde nooit kom nie? Hier is 3 dinge wat ek wil hê jy moet vandag weet. Eerstens, jy hoef nie vir hulle om verskoning te wag voordat jou hart kan begin genees nie. Wat hulle aan jou gedoen het, kon reeds baie uit jou gevat het. Moenie dat hulle ook nou jou vrede, jou vreugde en jou hele toekoms ook steel nie. Psalm 34 sê, die Here is naby aan die gebrokenes van hart. Dit beteken, God kan reeds in jou begin werk, selfs al erken die ander persoon nog niks nie. Dit maak nie reg wat hulle gedoen het nie. Dit beteken net, ek gaan nie my hele lewe op hulle jammer laat wag nie. Jy kan weer begin leef voordat hulle ooit erken wat hulle aan jou gedoen het. Tweedens, vergifnis, herstel en vertroue is nie dieselfde ding nie. En hier raak baie mense die mekaar, hulle dink, as ek vergewe, moet ek hulle nou weer vertrou. Of as ek vergewe, moet alles weer wees soos dit voorheen was. Ek moet hulle weer teruglaat in my lewe. Nee, jy kan iemand vergewe en steeds erken, wat jy gedoen het my seer gemaak. Jy kan vergewe en steeds sê, ek vertrou jou nog nie. Matteus 3 vers 8 sê, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. Met ander woorde, ware verandering word nie net gewys in woorde nie. Dit word oor tyd deur iemand se lewe gewys. Iemand kan vir jou sê, ek is jammer, maar as dieselfde leuns, manipulasie, ontrouheid aanhou, het vertroue nog nie herstel nie. Vertroue word stadig herbou wanneer woorde en dade oor tyd begin ooreenstem. Herstel in 'n verhouding vra 2 goed. Vergifnis kan in jou hart begin, maar herstel kan nie deur net een persoon gedra word nie. Jy kan dus sê, ek hou nie meer hierdie kwaad teen jou vas nie, maar ek gaan ook nie aanhou toelaat dat jy my op dieselfde manier oor en oor seermaak nie. Derdens, gee die onreg vir God en bewaak jou hart nog steeds. Romeine 12 vers 19 sê, moenie self wraak neem nie. Aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here. Jy hoef nie self seker te maak dat hulle betaal vir wat hulle aan jou gedoen het nie. Jy hoef nie die hele tyd die saak in jou gedagtes te heropen en te probeer bewys dat jy reg was nie. God het gesien, God weet wat gebeur het en God ken die waarheid. Maar om dit vir God te gee, beteken nie dat jy jouself weer beskikbaar stel vir daardie selfde seer oor en oor nie. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Jy kan dus 2 dinge gelyk doen. Jy kan vergewe sonder om weer dieselfde deur oop te maak vir dieselfde seer. 'n Grens sê eenvoudig, ek gaan jou nie terug seermaak nie, maar ek gaan ook nie toelaat dat jy my die heeltyd seermaak nie.